sê, die lippe van die wyse man strooi kennis. Die lippe van die wyse man strooi kennis. Maar die hart van die dwaas is nie reg nie. En ek vra vir die Heilige Gees, waaroor gaan hierdie? Dit is eintlik 'n baie eenvoudige skrif, wat ek nie eintlik verstaan het nie. Maar toe die Heilige Gees het vir my begin oopbreek, en ek vra Here, waaroor moet ek praat vandag? Toe sê die Heilige Gees, jy moet praat oor lippe. En ek besef dat in hierdie vers word lippe vergelyk, en daar's 'n koneksie tussen die lippe en 'n wyse man, en tussen die lippe en 'n dwaase man, en tussen lippe en wysheid, en tussen jou lippe en die hart. Ons het op 'n vorige keer het ons gepraat, dat die gedagtes gaan lê in die hart. Van die hart kom dit na die mond. Van die mond na die tong, van die tong na die lippe. Hoor mooi. Dawid gaan so ver en hy sê, God, Here, bewaar my lippe. Bewaar die deur van my lippe. So dit wil sê dat die mond, die tong en die lippe is gekonnekteer met mekaar. Jy weet, nou gaan soek ek in die skrif, ek het nie gedink daar is iets om oor rarig woord te gee nie, maar toe ek gaan soek, toe sien ek soveel skrifte van die lippe. Het gaan oor lippe. Hoor bietjie hierso. Daar's lippe van vrolikheid, lippe van onreg, lippe van dubbelhartigheid, lippe van bedrieglikheid, lippe van valsheid, lippe van bedrog, lippe van lof, lippe van prys, lippe van benoudheid, lippe wat vol gif is, lippe van onheil, lippe van last, lippe van dwaasheid, lippe van verstandigheid, lippe van wysheid en lippe van regverdigheid, lippe van kennis, lippe van strikke, lippe van opbrengs, lippe van misleiding, onrein lippe en lippe van leuns. Dis net wat ek so uitgehaal het van die verse. En dis baie keer of 'n ou sien dit nie eens raak nie. En weet julle wat? Interessant. Toe die Heilige Gees hierdie vir my begin oopbreek en ek begin net bietjie dieper gaan. Toe kry ek hierdie skrifte. Hierdie skrifte het vir my uitgestaan. 1 Petrus 3 vers 10. Want wie die lewe wil lief hê en die goeie dae wil sien. En dit is iets wat ons almal wil hê. Ons wil die lewe lief hê, ons wil goeie dae sien. Moet sy tong bewaar van wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Dis iets wat ons almal graag wil hê. En dan lees ons in Job 15 vers 6. Jou mond veroordeel jou. Nie ek nie. Jou eie lippe getuig teen jou. Jou mond veroordeel jou. Jy weet die laaste ruk het God met my begin praat oor demoniese agreements wat ons as mense maak sonder dat ons dit agterkom. Verbonde wat jy met mense of met demoniese magte ingaan of met die wêreld ingaan deur dat jy met jou mond sekere dinge sê. En ek het begin soek in die skrif en ek het vir God gevra om hierdie te openbaar. Weet julle, hy vat my na die tyd van Moses toe. En ons lees hoe God vir Moses geroep het en God het iemand nodig gehad om te stuur, om uit te gaan, om die Israeliete te gaan red, namens God. En namens God te praat. En toe God vir Moses roep, toe kom Moses met 'n klomp verskonings. Toe sê hy vir God, maar ek praat nie lekker nie. Klomp storieetjies, soos wat baie keer ons ook maar doen, wanneer God ons roep. En ons lees dit in hierdie skrif, in Eksodus 4 vers 10.
En toe sê Moses aan die Here, ag Here, ek is nie 'n man van woorde. Nie van gister of eergister of vandat U met my knegt gespreek het nie. Want ek is swaar van mond en swaar van tong. Nou, baie mense reken dat Moses het dalk gehakel. En dit is hoekom God toe nou besluit het, hy sal nou vir Aaron sy broer saam met hom stuur. Maar een ding wat jy moet onthou, as ons verder gaan en ons gaan na Numeri 12 toe, dan praat God daar oor hoe hy oor Moses gevoel het. Want wat daar gebeur het, Moses se suster, Miriam, en Aaron, het sleg gepraat van Moses. Hulle het eintlik geskinder oor hom. En toe hoor God hulle. Toe sê God vir hulle, maar julle praat sleg van my gesalfde. Toe roep, God het 'n samekoms geroep by die tent. En God het afgesak met 'n wolk. Maar hy sê toe vir Aaron en vir Miriam, nêrens is daar 'n man soos Moses nie. Want hy is sagmoedig van aard. Hy sê vir Miriam en vir Aaron, ek praat nog met profete, deur visioene en drome. Hy sê, maar met Moses praat ek face to face, mond tot mond. Dis hoe hoog God vir Moses geag het, om sy werk te gaan doen. En hier kom Moses en hy sê, maar Here, my mond is nie rein nie. My mond is te swaar. En ons lees dit in Exodus 6 vanaf vers 11. Daar staan, maar Moses het voor die aangesig van die Here gespreek. As die kinders van Israel dan nie eers na my luister nie, hoekom sal die Farao na my luister? Israel was 'n hardkoppige volk geweest. Maar soos die meeste, dink ek, van ons Suid-Afrikaners, hulle is maar 'n bietjie hardkoppig en hardnekkig, hulle wil nie luister nie. En Moses kom en hy beskryf sy lippe as onbesnede. Hoor hierso. Genesis 17 vanaf vers 9. Onthou nou wat het hier gebeur. Hy beskryf dit as onbesnede. Wat is besnydenis? God het 'n verbond gebring tussen hom en Abraham. Toe hy die besnydenis ingestel volgens die Ou Testament. Maar Moses praat van sy lippe is onbesnede. Wil net daai stukkie kry. Hy sê, ek het onbesnede lippe. Moses beskryf sy lippe as onbesnede, dit is 'n besondere diep geestelike uitspraak wat hy maak daar. Hy ag dit so waardig dat sy lippe is nie in verbond met God nie. Onthou, God het die verbond tussen hom en Abraham ingestel, omrede dat daar 'n verhouding moet wees tussen hulle. En daardie verbond moes gehou geword het, tot in die nageslag. Daar staan, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag, na jou van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou, tussen my en julle, en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Eintlik toe Moses sê, maar sy lippe is nie besny nie, toe sê hy, maar hy ag homself nie waardig om namens God te praat nie. Nou kom ons gaan kyk bietjie na hierdie besnydenis, net om agtergrond te kry. Hierdie verbond het God ingestel met Abraham. Daar moes 'n uiterlike situasie plaasvind wat gedoen moes word om hulle verbond te hou met God. Toe ons kom in die Nuwe Testament en Jesus het aan die kruis van Golgotha gesterf, sy bloed het gestort op die altaar, staan daar in Galasiërs 3 vers 13 dat Jesus het die vloek geword aan die kruis. So daar het 'n nuwe verbond gekom. Daar staan dat Jesus se bloed het gestort om ons los te koop van die vloek van die wet. Wat beteken ons is nie meer onder die wet nie. Dan gaan lees ons in Kolossense 2 vers 11 die volgende. In hom is julle ook besny. Ons is in Jesus Christus besny. Met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word, soos in 'n ou bedeling, as ek so kan sê in die Ou Testament.
maar deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. In Jesus Christus word ons besny, is ons besny. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. Kyk hoe belangrik is die doop. Waarin julle ook saam met hom opgewek is. Nou, ek kan hiervan getuig. Jy weet, daai tyd, as ek terugdink daaroor, dan word ek al bewoog, want ek het November maand 2021, toes ek groot gedoop. Dit was November, Desember maand, maar min het ek geweet wat gebeur het, maar Desember maand, die oggend toe ek myself gesalf het met daai druiwesap, is die symbool van die bloed van Jesus. Toe het God my kon vrymaak. En agterna, lang daarna, toe ontmoet ek, nooi hulle my een keer by 'n AGS samekoms waar die pastore is, en ek het 'n kort testimonie gegee daar, en agterna het daar 'n pastoor na my toe gekom, ek dink 'n paar maande daarna, wat gevra het ek moet by sy kerk kom bedien. En hy vra toe vir my, weet jy wat het met jou gebeur? En ek sê nee. En hy sê, gaan lees Kolossense 2 vers 8. Vir die eerste keer toe besef ek, dat God het my kom besny. Geestelik. Dis nie meer 'n uiterlike besnydenis nie, dis 'n innerlike besnydenis. Nou my vraag aan jou is jy al geestelik besny? Is jou hart besny? Jou liggaam, jou mond, jou tong, jou oë? Hoekom sê ek oë? Job sê, hy het 'n verbond met sy oë gesluit, dat hy nie na 'n jong vrou sal kyk nie. Ja. En dan kan hy self vir die vrouens ook sê, jy het 'n verbond met jou oë gesluit, dat jy nie na 'n ander man sal kyk nie. Verbond kom gepaard met hierdie besnydenis wat Moses hiervan gepraat het, en hy het gevoel hy was nie waardig nie. Maar deur die bloed van Jesus Christus en deur die doop is daar vir ons redding. Dis 'n innerlike besnydenis wat die vlees afsny, dat jy skoon was van die sonde wat jy in is. En daarna het jy 'n keuse om terug te gaan na die sonde toe, want God het ons geskape met eie wil, en of jy gaan die pad stap saam met Jesus. Ek is seker, elke een van julle wat hier sit, het God al so geroep. Wat interessant is net, is dat mense dink dis 'n once-off ding, en van daarof hoef hulle niks verder te doen nie. Nou, nog iemand wat die Here my gewys het in skrif, wat so gebeurtenis gehad het, was Jesaja. Die hoofopskrif gaan daaroor toe Jesaja geroep is as 'n profeet. En Jesaja het gesien hoe God op sy troon sit. En die seraafs wat agter God is en bo God. En wat toe gebeur is, dat hierdie seraaf het gekom en hy het 'n koeltjie op die altaar gevat met 'n tang, en toe bring hy hom in sy hand na Jesaja toe. En toe raak hy Jesaja se lippe aan. Luister hierso. Jesaja 6 vers 5 tot 8. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want hy het geskrik oor wat hy gesien het. Want ek is 'n man met onrein lippe. Ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die seraafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met die tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak het. En gesê, kyk, ek het jou lippe aangeraak. Kyk wat gebeur toe. En hy sê vir hom, hierdie seraaf sê vir hom, jou skuld is weg en jou sonde is versoen. Sy lippe is aangeraak. En onmiddellik, hoor wat sê Jesaja, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Die oomblik toe hy verlossing kry van sy lippe, sy onrein lippe, toe hoor hy God se stem. Nou is daar so baie mense wat vir my vra, hoe hoor jy God se stem? Mense, miskien is jou lippe nog vuil.
Miskien is jou tong nog onrein. Miskien is jou hart nog vuil. Miskien is jou gedagtes nog vuil. En hier sê die skrif vir ons, die oomblik, toe daardie seraf sy lippe aanraak, toe hoor hy God se stem. En nou wat antwoord hy? Here, hier is ek, stuur my. Die oomblik toe die seraf sy lippe aanraak, kom hy vry, weg van sy sonde, van sy skuld. Hy hoor God se stem en onmiddellik stap in sy roeping in. Want God het hom geroep as profeet. Hoeveel van julle is al geroep? Maar jy luister nog steeds nie. Hoeveel van julle het al so 'n encounter gehad? Maar jy bly nog steeds in die wêreld. Dis belangrik dat daar moet 'n verandering kom in ons lewe, in ons daaglikse wandel. Nou, agter die lippe, Jakobus beskryf dit so mooi in Jakobus 3. En hy sê, ons almal struikel. As iemand in die woorde nie struikel nie, is hy volmaak. En ons weet, niemand van ons is volmaak nie. Net Jesus was die volmaakte mens. En hy sê, die tong is 'n vuur. Nou, die engine agter die lippe is die tong. En die engine agter die tong is die hart. Want die Bybel sê, dit wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. En dan die engine van die hart is die gedagtes. So dit wat in die gedagtes inkom, gaan na jou hart toe, dit lê in jou hart, jy begin dit glo, dit kom na jou mond toe, begin oorloop in jou mond, jou tong begin dit spreek, lewe en dood is in die mag van die tong, jou lippe uiter dit, van jou lippe gaan dit na woorde toe, die woorde gaan in die atmosfeer in, en die woorde is lewe of dood. En die vraag is, wat spreek jy? Die woord sê hierso, Jakobus 3 vers 6, die tong is 'n vuur, is 'n wêreld van ongeregtigheid, en net so neem ek so die plek in, die tong onder ons lede, en hoor hierdie vers het my geskik, dit besmet die hele liggaam. Hoeveel mense is daar wat siektes het, wat kwale het, of deure oopgemaak het vir die vyand, oor sy tong, hy nie sy tong in toom kan hou nie, dan moet hy nie 'n wag voor sy mond sit nie, want hy praat, en dan dink hy eers. En dan, die volgende, en daai selfde tong en lippe en mond, met jou hart, ons loof God en die Vader, daarmee vervloek ons ook die mense wat na die gelykenis van God gemaak is, en uit dieselfde mond kom daar seën, en uit dieselfde mond kom daar vloek, en Jakobus sê, so moet dit nie wees nie, want 'n fontein kan nie brakwater gee en skoon water nie, dis of die een of die ander ene. En dan vat dit my maar weer eens terug, na Openbaring 3 vers 16, waar daar staan, is jy warm of is jy koud, of is jy 'n draadsitter, sit jy op die muur, en wil die beste van al twee wêrelde hê. Die probleem is, mense wil die beste van God hê, hy wil alles hê wat God moontlik vir hom kan gee, hy wil deurbrake hê, maar hy is nie bereid om te verander nie. Jy kan nie verwag, deur wat jy nog in die lewe, in die wêreld is, dat jy gaan vrykom van al hierdie goeders nie. Jy kan nie verwag, as jy dood spreek met jou tong, en jy saai dood met jou tong, dat dit met jou gaan goed gaan nie, want die woord sê vir ons baie duidelik, dat dit wat jy saai, sal jy maai. Die klippe wat jy ander ou mee gooi, gaan na jou toe terugkom, en die gat wat jy vir 'n ander persoon grawe, gaan jy self inval. So deur wat jou mond nie in beheer is nie, en jou mond heeltyd goed spreek, wat dood is, bring jy eintlik 'n vervloeking oor jouself. Ons moet bedag wees oor wat ons spreek. Want dan kom dit maar weer terug na die skrifte van Spreuke 18 vers 21, want lewe en dood is in die mag van die tong.
En baie mense dink dit is 'n klomp nonsens, maar kom ek vir jou sê, dit is 'n realiteit. Jy kan dit 'n bietjie gaan toets. Dan spreek bietjie lewe en dan sien jy hoe verander alles in jou lewe. Die vraag is, daar is 'n verbintenis tussen ons gedagtes na ons harte, van ons harte na die mond en die tong, en dan die lippe en dan die woorde wat uitgaan, en wat ons spreek lewe of dood. En die vraag is jy al geestelik besny wat dit aan betref. Want dan kom dit maar weer terug na die skrif toe, want Jesus sê, wees heilig soos wat ek heilig is. As jy in die wêreld bly, wêreldse dinge doen, wêreldse deure oopmaak, wat dit ook al mag wees, kan jy nie verwag om volkome vry te kom. En daar moet 'n absolute besluit in jou wees om in reinheid en in heiligheid te staan. En ja, mense, dit is 'n challenge. Dit is nie altyd so maklik nie. Ons almal gaan deur goed. Die vraag is of jy deur 'n situasie gaan, of jy al jou krag in Jesus gaan sit, al jou vertroue in Jesus, en of jy jou vertroue in mense gaan sit. Want die woord sê, as jy jou vertroue in mense sit, is jy vervloek. Jy moet jou vertroue in God sit. Baie keer gaan ons deur situasies, en dan 'n ou maak jou 'n belofte, en dan hoop jy hierdie ou gaan nou daai deurbraak bring, en jy maak staat op hierdie persoon, in plaas van om dit vir God te gee. Want God bly in beheer. Jy moet onthou, Satan kan niks doen, as God nie sê, okay, dit is reg nie. Hy bly onder die voete, hy's onder die voete volgens Efesiërs 1 vers 21 van Jesus Christus, waarvan Jesus die hoof is. Dit beteken alle magte, alle gesagte, demone, prinsipale, owerhede, alles is onder die voete van Jesus, waarvan Jesus die hoof is. Maar weet jy dit so dikwels, die vyand kry nie die skuld vir hierdie goed wat gebeur nie. Mense wil nie verantwoordelikheid vat nie. Speel altyd die blame. Dis of die pastoor, of is die kerk, of is die volgende ou, of is 'n familielid, is dit maar, hy is altyd onskuldig. As jy nie jou ook die verantwoordelikheid kan vat, om skuld te erken, van die foute wat jy maak, staan jy op 'n plek van hoogmoed. Jy staan in trots. En Satan is uit die hemel uitgegooi oor trots, omdat hy God se plek wil inneem. Daar moet 'n absolute nederigheid by jou kom. Opregtheid, verootmoediging. Soos wat God van Moses gesê hy is sagmoedig van hart. En as jy gaan kyk, Jesus is maar presies dieselfde gewees. Jesus het nie geworry of hierdie ou vuil is, en of hy stink, en of hy op die straat sit, en of hy pink of swart of wat is nie. Hy sy hart was vir al die mense gewees. Ons sit in 'n samelewing wat ons wil kies hoe God se werk gedoen moet word. Ons wil God aanneem, maar met voorwaardes. En dan sit ons met die situasie dat party mense se monde spoel net heeltyd, hulle lippe is net los heeltyd, hulle het baie te sê oor ander mense. En ek sien dit ook in die bedryf van die, ek sê bedryf, want die meeste ministerie gaan oor geld. Dat hulle het baie te sê oor ander mense. Maar my vraag is net altyd dit, hoeveel siele het hulle gewen in hierdie laaste week of 2? Wat het hulle gedoen vir die koninkryk van God? Want dis gewoonlik die mense wat die meeste praat, en die mense wat op die paviljoen sit, wat vir die spelers op die veld wil sê wat om te doen, wat absoluut niks doen. Maar hulle sit met 'n sambok in die hand om almal pak slaag te gee. Die woord sê, net soos Miriam en Aaron teen Moses gepraat het. Hulle lippe het teen Moses gepraat. God het hulle gehoor. Daai mense wat oor jou sleg praat en oor jou skinder en vloeke oor jou uitspreek, God hoor dit. Jy hoef niks te doen nie. Maar weet julle wat het met Miriam gebeur? Toe God die samekoms roep, en hy klaar met hulle gepraat het, en God hom vertoon het, toe slaan Miriam melaatsheid, spierwit.
so sneeu. Omdat sy van God se gesalfde gepraat het, omdat sy nie haar lippe in toom kon hou nie. Want haar mond was los. En toe kom Aaron en hy vra vir Moses, bid asseblief vir God, en vra vir genade. En toe sê God, dat Miriam vir 7 dae buite die kamp gaan bly. Sluit haar daar toe, en na 7 dae toe sy genees, toe kom sy weer terug in die kamp in. So ons moet versigtig wees, dat jy nie 'n veroordeling oor jouself bring, oor dit wat deur jou lippe kom, na buite toe nie. En ek wil julle vanoggend in 'n gebed lei. Laat ons hierdie goed breek. Weet jy mense, ek het my aand gaan sit en as soveel goed wat die Here my gewys het, wat ek ook gesê het, goed wat ek gedoen het, agreements wat ek ingekom het, met die vyand. En ons is almal mense, ons almal maak foute. Die pastoor en dominee of evangelist wat vir jou sê, hy het nie foute nie, hy lieg. Ons is mense. Maar ons streef daarna, na heiligmaking, om rein te kom en heilig te kom. So, as ek dit bid, ons gaan heel eerste net almal, ons vergewe almal. So, ek gaan 'n gebed lei, ek wil graag hê, jy moet dit hardop saam met my bid. Asseblief, moenie terughou nie. As jy die vyand wil aanvat, met 'n self-pity attitude, wil ek sê, ek gaan agteraan sien. Agteruit. Jesus het aan ons die autoriteit gegee om gesag te vat oor sekere situasies. So ek wil hê julle moet agter my aanbid. Julle kan net julle oë toemaak. Here Jesus, ek kom bely al my sondes voor U. Al my wetende sondes, onwetende sondes, en sondes wat ek al van vergeet het. Waar ek oortree het in woorde en in dade, en in gedagtes, Jesus, ek is jammer. Vergewe my asseblief nou. Ek ontvang nou U vergifnis. In geloof. Here Jesus, ek vergewe ook myself. En ek spreek myself nou vry. Dankie Jesus, dat U bloed in my nou skoon was. My liggaam, my siel, my gees, my gedagtes, my emosies en my wil. Here Jesus, ek vergewe ook nou elke persoon wat my seer gemaak het. Ek spreek hulle vry. Ek kies om hulle te vergewe. Ek release hulle in die naam van Jesus Christus. Here Jesus, ek kom renounce elke demoniese verbond wat ek met my mond gesluit het. Ek renounce elke demoniese verbond wat ek met my oë gesluit het. Ek renounce elke demoniese verbond wat ek met my tong gesluit het. Ek renounce elke demoniese verbond wat ek met my lippe gesluit het. Here Jesus, elke demoniese agreement wat uit my hart uitgekom het, of uit my mond, uit my tong, my lippe, renounce ek nou. Ek kanselleer dit in die naam van Jesus Christus. Ek renounce elke binding, elke vloek, elke woordvloek, of witchcraft, of astrale projeksie, of white magic, of black magic, of voodoo, of vexes,
of hekses, of spels, of caging, of demoniese nette, of wippe, of strikke, of gate, of demoniese altare, met my naam op, of demoniese bloedoffers, met my naam of demoniese kontrakte, of demoniese scrolls, of schemes, of planne, of aanklagte, wat oor my gespreek of gedoen is, of oor my familie, of oor my kinders, of oor my vrou, of oor my man, of oor my finansies. Ek kanselleer dit in die naam van Jesus. Ek kom teen dit, met die bloed van Jesus Christus, in Jesus Christus se naam. Ek verbreek elke demoniese ketting, elke demoniese juk, elke demoniese las, elke demoniese boei, wat my vashou en connecteer met Satan. Ek renounce vir Satan. Ek kies vir Jesus Christus as my verlosser en my saligmaker. Ek gee my hele lewe vir Jesus. En van hierdie oomblik af nou, sal ek God volg vir die res van my lewe. Ek renounce elke strongman van dood en selfmoord. Ek renounce die strongman van Antichrist. Ek renounce die vloek van vrymetselarij. Ek renounce die vloek van witchcraft. En ek renounce die strongman van divination. Ek renounce die strongman, demoniese mag, van moord en aborsie. Ek renounce die strongman, demoniese mag, van rejection en abandonment. Ek renounce die strongman, demoniese mag, van die deaf en dumb spirit, en die spirit of infirmity. Ek renounce die strongman, demoniese mag, van depressie en vrees. Ek renounce die strongman, demoniese mag, van Python en Jezebel en Leviathan, in die naam van Jesus Christus nou. Ek renounce die strongman, demoniese mag, van bondage en addiction. Ek renounce die strongman, demoniese mag, van fornication, van divorce en adultery. Ek renounce die strongman, demoniese mag, van lust en perversie. Ek renounce elke strongman, demoniese mag, wat gestuur is om te steel en te slag en te verwoes in my lewe, my finansies en my liggaam, my siel, my mind, my emosies en my wil. In die naam van Jesus Christus kanselleer ek nou elke legal right wat ek die vyand gegee het deur my liggaam of my hart, my mond, my tong, my lippe, my woorde. Ek kanselleer dit in die naam van Jesus. En in die naam van Jesus beveel ek nou elke demoniese mag, elke onrein gees, gaan weg van my nou. In die naam van Jesus. Gaan uit my lewe uit. Hierdie is 'n tempel van die Heilige Gees.
Daar's geen plek vir jou in my lewe nie. In Jesus naam. Gaan uit. Gaan uit my lewe uit. Uit my besigheid uit. Uit my finansies uit. Uit my liggaam uit. Uit my oë uit. Uit my ore uit. Uit my geestelike sintuig uit. Uit my mond, my tong, my gebeente, my murg, my joints, my spiere, my senuweestelsel en al my organe. In die naam van Jesus. Ek haat julle. En ek beveel julle om uit te gaan. In Jesus naam. Ek renounce elke gees van onvergifnis. Elke gees van bitterheid. Elke gees van resentment. Elke gees van anger. Elke gees van rage. Elke gees van selfhaat. Elke gees van unworthiness. Elke gees van delay. Elke gees van stagnation. Elke gees van haat en van revenge. Ek kanselleer julle legal right in my lewe in die naam van Jesus. En ek beveel jou om weg te gaan nou. In Jesus naam. Dankie Here Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus.